Goeiemôre almal, maandagooggend, vandag is dit die 13de Julie, dis die jaar 2026, se lieflike dag hier almal geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber, maar vanoggend wil ek 'n bietjie gesels oor die dood wat nooit welkom is nie. Wie skree, jy, iemand gaan doodgaan? Nee, ons is hartseer, ons ween, ons bid en ons smeek by die Here, dat hy hierdie persoon nie sal kom haal nie, maar dat hy hulle sal gesond maak. Ons almal se gebed is dat ons geliefdes by ons sal bly. Maar ons weet nie wat is die wil van die Here nie. Die enigste persoon wat die dood soek en wat smag dan is die ou wat in die siekbed lê. Hy vra die Here, Here kom haal my, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer met hierdie pyn saam lewe nie. En dan is die Here nou eintlik, ek wil sê, hy weet nie, moet hy die ou gesond maak of moet hy die ou kom haal, want ons bid en sê, Here asseblief moenie hierdie persoon kom haal nie. Ons is so lief vir hierdie persoon en hierdie persoon bid en sê, Here kom haal my, ek kan nie meer met hierdie pyn saamlewe nie. Maar nietemin, daar is mense wat sterf, daar is mense wat in rou is, daar is mense wat in smart is op hierdie oomblik, omdat 'n geliefde afgesterf is. Maar die Here het simpatie, hy het empatie met ons, hy weet waardeur ons gaan, daar is niks vir hom weggesteek nie. Kom ons lees hier saam, ons gaan Johannes 11 en lees en dis die opwekking van Lazarus, maar ek gaan nou nie die hele gedeelte lees nie, baie verse, maar ek wil graag 'n gedeelte uitlees vir ons, as jy begin hier by vers 20. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Sy het geweet wat sy krag is daar aan die Here, sy het geweet dat hy kan mense gesond maak en mense sal nie sterf nie. Maar selfs nou weet ek, dat alles wat u God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom en sê, ek weet dat hy sal opstaan, in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Nadat sy dit gesê het, gaan sy en sy roep Maria, haar suster stilletjies en sê, die Meester is hier en hy roep jou. O, is dit nou nie wonderlike woorde om te hoor nie, die Meester is hier en hy roep jou. Sy het toe sy dit hoor vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. En toe die Jode wat by hom in die huis was en haar getroos het sien, dat Maria vinnig opgestaan en uitgegaan het hulle haar gevolg en gesê, sy gaan na die graf toe om te ween. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sy sê vir hom, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. En hoeveel keer roep ons nie ook so uit nie, en sê, Here, as u net hier gewees het, as u net opgedaag het, dan sou hierdie persoon nie gesterf het nie. En toe Jesus dan haar sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hy was ontsteld en gesê, waar het julle hom neergelê? En hulle sê vir hom, Here kom kyk, Jesus het geween. So die Here Jesus het ook geween, want hy was baie lief vir Lazarus en Maria en Martha, want hy het gereeld by hulle gekuier en dan het hulle dinge saam gedoen. Dan wil ons lees hierso in die seun van die weduwee van Naim. En dit kom in Lukas 7 vers 11 tot 17. En die dag daarna was hy op 'n weg na 'n stad met die naam van Naim, en baie van sy disippels en 'n groot menigte het saam met hom gegaan. En toe hy naby die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee, en 'n groot menigte van die stad was by haar. En toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak, daar opstaan die draer stil, en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat, en hy het hom aan sy moeder teruggegee, en vrees het almal aangegryp, terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan, en God het sy volk besoek. En hierdie woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en die hele omtrek. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons weet, Here, wanneer ons na U toe kom, en soms verhoor U ons gebede en die
persoon sterf nie, maar soms kom jy en kom haal die persoon, en jy maak sy lyding minder. Here, baie dankie dat U 'n genadige, barmhartige God is, Here. Ons verstaan nie altyd, wanneer ons bid en die antwoord nee, wanneer ons bid en die antwoord, Here, maar ons weet, dat U wil sal altyd geskied. Here, ek bid vir elke persoon wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, Here, dat U by hulle sal stil staan, en hulle sal vertroos, Here, hulle sal vashou, en dat hulle U nabyheid sal ervaar. Ons wil U net loof en prys en eer. Here, daar is niemand soos U nie. Dankie vir U groot liefde vir ons as mens. Amen en amen.